En sy, weer môre aan almal hierso en daar, twee sprei die wat ook ingeskakel het. Ja, dankie. Julle almal is vanoggend. My voorreg om vir julle te bedien. Ek dink enigiemand wat hier sit kan bedien. So ek kom net om vir julle te bevestig van ou waarhede. Ek dink nie ek gaan vir julle iets niets leer nie. So 'n wonderlike skrifgie wat ons ook vanoggend gaan kyk. Johannes 1:35. Johannes 1. Nou hierdie gaan oor die eerste disippels van Jesus wat nou geroep is. En ek wil net so effens 'n agtergrond gee. Onthou nou wat hier gebeur is, nee, Johannes die Doper is besig om hierso by die rivier, die Jordaanrivier te doop. Hy is in 'n klein dorpie, die boer onder Betanië. Dis nie eenmaal Lazarus opgewek is daar naby Jerusalem, dis hier by die Jordaanrivier aan die wildernis. Daar is ook 'n Betanië. En hy is besig om daar al vir 3 dae lank spesifiek daar te staan en die mense te bedien met die feit dat die Messias kom. En hy dag 1 sê hy vir hulle, die lam kom. Dag 2 sê hy, hier is hy. En dag 3 sê hy, volg hom. So strek nou by dag 3 van alles wat hy sê. Nou, ek gaan vir ons lees hierso, is 'n langerige stuk. Die volgende dag, vers 35, 1 vers 35, die volgende dag het Johannes weer daar gestaan en 2 van sy disippels. En toe hy Jesus sien wandel, sê hy, daar is die lam van God. En die 2 disippels het hom dit hoor sê en Jesus gevolg. En toe Jesus hom omdraai en hulle sien volg, sê hy vir hulle, wat soek julle? Hulle antwoord op, Rabbi, dit wil sê, as dit vertaal word, meester, waar is u tuis? Hy sê vir hulle, kom kyk. Hulle het gegaan en gesien waar hy tuis was en die dag by hom gebly. En dit was omtrent die 10de uur. Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die 2 wat van Johannes gehoor het en hom gevolg het. Hy het eers sy eie broer Simon gekry en vir hom gesê, ons het die Messias gevind, en dit is as dit vertaal word die Christus. En hy het hom na Jesus gelei. Toe kyk Jesus hom aan en hy sê, jy is Simon, die seun van Jona. Jy sal genoem word Sefas, wat vertaal word Petrus. Die volgende dag wou Jesus na Galilea vertrek. En hy het Filippus gekry en vir hom gesê, volg my. En Filippus was van Betsaida, uit die stad van Andreas en Petrus. Filippus het Nathanael gekry en vir hom gesê, ons het hom gevind, van wie Moses in die wet en ook die profete geskrywe het. Jesus, die seun van Josef van Nasaret. En Nathanael sê vir hom, kan uit Nasaret iets goed wees? Filippus antwoord hom, kom kyk. Daarop sien Jesus Nathanael na hom toe kom en sê van hom, hier is waarlik 'n Israeliet in wie daar geen bedrog is nie. Nathanael sê vir hom, waarvandaan ken jy my? Jesus antwoord en sê vir hom, voordat Filippus jou geroep het, toe jy onder die vyeboom was, het ek jou gesien. Nathanael antwoord en sê vir hom, Rabbi, u is die seun van God, u is die koning van Israel. Jesus antwoord en sê vir hom, glo jy omdat ek vir jou gesê het, ek het jou onder die vyeboom gesien, jy sal groter dinge sien as dit. En hy sê vir hom, voorwaar ek sê vir julle, van nou af sal julle die hemel geopen sien, en die engele van God opklim, en neerdal op die seun van die mens. En op daai punt moet ek water drink. Dit is 'n lang stuk, wat gaan oor die disippels wat geroep is. Ek wil voordat ons net kyk na hierdie ouens wat geroep is, nee. Blaai net so vinnig na Johannes 21. Ek dink dit is vers 23, dat ek net seker maak. Vers 31, ja. Is Johannes 20 vers 31, ekskuus tot Johannes 20 vers 31. Kom ons lees sommer vers 30 ook, Johannes 20 vers 30 en 31. Nog baie ander tekens het Jesus voor sy disippels gedoen, wat in hierdie boek nie geskrywe is nie. Maar hierdie is beskrywe, dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die seun van God, en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy naam. Nou, hoekom wil ek dit lees? Want dit is waar die boek Johannes gaan. So in die konteks van wat hy hier sê, ek skryf vir julle hierdie boek. En dis eintlik een van die min boeke wat die doel van die boek verduidelik word.
deur die skrywer. Hy sê, ek skryf vir julle dat julle kan glo dat Jesus die Christus is. Die Seun van God. En dat deur julle te glo die lewe kan hê in sy naam. Nou in daai agtergrond wil ek hier vanoggend vir ons mee deel oor hierdie ouens se roeping. Nou ek sê weer, Johannes die Doper het daar begin vir 3 dae lank doop en die mense mee gepraat en vir hulle gesê, hy is die eerste ou. Ons het nou al hierdie reeks ek ook vir mekaar so gesê. Is hy die eerste ou wat eintlik die Messias kom verkondig. Daar was 400 jaar niks gewees na Maleagi, niks. En hier kom Johannes waarvan geprofeteer is. Hy is die een wat die pad in die woestyn gelyk maak, wat sê wat die dale moet opvul, die berge laat plat, die heuwels laat plat maak, sodat die Messias kan kom en dat hy mense vind wat hulle bekeer van hulle lewenswyses. So hy is daarin, hy is die eerste profeet wat eintlik in die Nuwe Testament nou staan. Alhoewel ons weet, is nog Ou Testamentiese tyd, want Jesus kom ons nou eers in sy bediening, maar hy is die eerste profeet wat hom aankondig as Jesus die Christus, die Messias. Right. So hy staan daar in doop, hy sê vir die Fariseërs, wie het vir julle gesê, julle mag hier kom doop, gaan. Ek praat nie met julle nie, julle skyn heilig is. Hy sê die wat waarlik in die hart na my toe kom, na Jesus Christus, nie my nie, maar na God toe kom. Dit is wat God raak sien. Kom doop julle om te sê my lewe het omgedraai. Nou goed, Johannes sê, hy sien vir Jesus wandel. Nou, onthou nie, hy en Jesus is eintlik neefs. Want Maria en Elisabeth was soort van natannie gewees, so hulle het 'n bloedverwantskap, letterlik. So, nou sê hy, kyk, daar is die lam van God. Nou, hy het nou vir jare in die woestyn deurgebring. Nou, hy sy neef Jesus gesien, seker ergens nou ook in sy jeug, ons weet nou nie watter stadium, maar hy het lank in die woestyn deurgebring. Maar mens kry die indruk, hy sou hom nie herken het op face value nie, as ek dit so kon stel. En daar stap hy sê, kyk, hy het dit voorheen ook gesê, en terwyl hy besig is, maar hier so sê hy ook vandag, daar is die lam van God. En die 2 disippels het hom dit hoor sê en Jesus gevolg. Nou moet ons mooi verstaan, hierdie disippels, wat hom gevolg het, was eintlik nou Johannes, want hy het mis ook nou disippels gehad, Johannes die Doper. So nou was dit hierdie disippels, maar hierdie Johannes het geweet, ek is nie die man nie. Dis Jesus Christus, die lam van God wat die man is. Wat die man van die oomblik is. So hy het nie hierdie selfse gehad van, miskien ons nou vandag baie keer, gaan nou uit hierdie gemeente, daai ouens wil net nie, ek moet na hulle toe gaan nie, want dan, jy weet, as jy by die bulle is, moet jy nie na die cheetahs toe oorloop nie. Daar was nie by hom daai gesindheid nie. Hy het geweet, hy is maar net een wat die pad gelyk maak. Hy is nie as Jesus se skoenveters vasmaak werk nie. So hy wil hê, hierdie disippels van hom moet Jesus gaan volg. En hy sê, we gaan dit so stuk vir stuk uitlê. En die 2 disippels het hom dit hoor sê en vir Jesus gevolg. Net so, Ok, ons weet nou nie wat nou alles daar gebeur het nie, maar dit lyk my dit was so maklik soos dit. Hulle is daar om die Messias waarvan gepraat word, waarvan Johannes verkondig. Hulle is daar vir die Messias. Hulle hoor die skaduwee wat Johannes van praat, en hier stap die regte persoon, nie oor die skaduwee gooi, stap nou nie verby. Wat soek julle? Vra Jesus. Klink bietjie bombasties. Hulle antwoord hom, Rabbi, dit wil sê as dit vertaal word, meester, waar is u tuis? Ons moet mooi verstaan hoe die Gees werk. Hulle het hom nog nie gesien nie, en hulle weet, hy is die meester. Hulle weet, hy is die meester. Hy is die een waarvan deur die eeue geprofeteer is. Hulle herken hom, hierdie Gees, herken hulle hom. Rabbi, waar is u tuis? Hy sê vir hulle, kom kyk, en hulle het gegaan waar hy tuis was, en gesien waar hy tuis was, en hulle die dag by hom gebly. Dit was omtrent die 10de uur. Nou, excuse toch, ons moet ook verstaan, waar is die tuis, waar gaan die tuis? Dit is eintlik kodetaal vir Here, kan ons asseblief by u kom tyd spandeer, ons wil hierdie ding hoor, ons wil na u huis toe gaan, ons wil daar gaan sit, onder die geklank van die woord en hoor, hoekom is u die Messias, ons het u gevind, ons wil hoor, hier staan hulle aangesig tot God, so dit moes 'n enorme openbaring vir hulle gewees het, en te vra, Here, waar is u tuis? Hy sê vir hulle kom kyk, en hulle gaan, en dit was omtrent die 10de uur. Andreas, die broer van Simon Petrus, was ook een van die 2, wat dit van Johannes gehoor het en hom gevolg het. En hy het, vers 42, hy het eers sy eie broer Simon gekry, en vir hom gesê, ons het die Messias gevind, dit is as het vertaal word die Christus. Ok, so Andreas gaan sê vir Simon weet ons nou is later, en Jesus sê dit ook hierso,
kom ek lees in vers 43, hy het hom na Jesus gelei, is dit nie baie in sy gewende woorde nie, Andreas lei sy broer, letterlik, hy lei maar Jesus toe maar, hy is die een wat hom die Messias voorstel, in gees op. En vers 43, hy het hom na Jesus gelei, toe kyk Jesus hom aan en hy sê, jy is Simon, die seun van Jona, jy sal genoem word Sefas, wat vertaal word Petrus. In die Hebreeus sou hy sê, jy is Bar Jona, dit beteken Bar is beteken seun, en seun van Jona. So ek hoor mens die term Bar Mitzvah ook. Dit is die Joodse term, as die seentjies 13 is Bar Mitzvah, seun van, en dan van geregtigheid. Wat dit so beteken. So, okay, hy is Simon, as dit vertaal word, Simon seun van Jona, jy sal genoem word Sefas. En Sefas is nou maar net die Hebreëse naam vir rots. En dis Petrus. Hy sê as dit vertaal word Petrus is dan die Griekse term vir rots. En kyk nou al, hier noem Jesus om klare rots. Hy lei dit by julle 'n klok, waar hy ook vir Petrus gesê het, van hierdie rots term van julle. Dit herinner aan wat Jesus vir hom later in sy bediening gesê het, Petrus, jy is die rots op wie die kerk gaan bou. Nee. So hy het al klaar, voordat hy begin het met sy bediening, het hy klaar vir Petrus aangewys as die rots. Hoekom? Omdat hy goed is? God het hom aangewys. As die visserman, hy sê hy is die rots. Hy het Paulus aangewys as iemand na die heidene nasies toe gaan, 'n funksie wat God maar toebedeel in sy soewereiniteit. Kon net sowel seker iemand anders gewees het, maar feit is, hy sê, Petrus, jou naam is nou, Petrus, jy is nou rots. Die volgende dag, vers 44, wou Jesus na Galilea vertrek en hy het Filippus gekry. Nou wil ek net sê, hier is eintlik so al die eerste groep van ouens wat hy gekies het om hom te volg. Die eerste groep, Andreas, Simon, en hy kom by die tweede groep nou, die volgende dag. Wou Jesus na Galilea vertrek en hy het Filippus gekry en vir hom gesê, volg my. Nou wil ek net sê, hierdie ouens, hierdie ouens was daar by die eerste groep ook nou, was nou by Johannes gewees daar by Betania, by die Jordaan. Nou, ek wil net so 'n bietjie backpedal. Nou, hulle almal sê, hier kom ons. Hy sê, volg my, hier kom, en hier kom hulle. So, hulle het reeds al, ons gaan dit ook nou sien, hulle het reeds al, het hulle al verstaan wat die geskrifte sê, want hulle is eenvoudige vissermanne. Hier is geen fariseërs, sadduseërs, skrifgeleerdes, skribas, niks hierso. Inteendeel, Jesus jag hulle weg. Hier is eenvoudige mense. Wat staan ook op 'n ander plek, toe Jesus bid tot die Vader, hy sê, Here, dankie dat U dit vir die wyses verberg het, maar vir eenvoudiges geopenbaar het. En hulle het reeds, hulle verstaan die wet, hulle verstaan die profete, hulle verstaan die verwysing van Moses, dat hierdie Messias is. En hier kom Jesus en hy kies net hierdie ouens. Hulle is vriende, hulle is familie, al is hulle groep. Hy kon, ek gaan myself 'n bietjie vooruit, maar hy kon net sowel, weet jy, hy kon net sowel enigeen gekies het. Hierdie ouens het geen meriete gehad. Hulle was rowwe manne, eenvoudige manne, humble ouens. So ek vermoed, dis net ek wat sê, soos Paulus sê, dis nie die Here en dis ek wat sê. So ek sê, ek dink die feit dat hulle eenvoudig en humble was voor die Here, nederig was, nederige mense, geen eer nie, geen hoogmoed nie. God weerstaan die hoogmoediges, hy aanvaar die eenvoudiges. So hierdie ouens het klaar, as hulle wou kwalifiseer, was dit hulle kwalifikasie. Nederigheid. Eenvoud, nederigheid. Dit beteken nie, as jy, hier is nie loopbaanverwysing, as jy nou, of jy is nou hoë profiel of 'n laag, dit gaan glad nie daaroor. Dit gaan oor dit wat in jou hart aangaan. Die nederigheid in jou hart. So, hy geroep hierdie groep ouens by mekaar, sommer uit, ek sê weer, hy kon sommer hy nou by ander ouens ook dalk gebruik het, maar hierdie ouens vat hy. Hulle is daar. Maar natuurlijk in sy soewereiniteit. Filippus, vers 45, en Filippus was van Bethsaida, die stad van Andreas en Petrus. Nou wil ek net sê, Bethsaida, kyk, in die hele Judea, nou hulle is ook van Galilea, was Galilea eintlik die neerkyk gebied. O, jy is van Galilea, dit is soos die Gautengers wat sê, o, jy is van die Vrystaat. En binne in Galilea was Nazareth. Dis soos,
okay, verskoon nou, as ek probeer nou maar net die ding, o, jy is van die Vrystaat, o, jy is van Welkom, jy weet, of van oral is. So, dit is die nederigste plekke, Bethsaida was so, dit was, Nazareth, Bethsaida, okay, so wat, okay, nie te min, dit was glad nie hoë profiel areas. Filippus het Nathanael gekry, vers 46, en vir hom gesê, ons het hom gevind, van wie Moses in die wet en ook die profete geskryf het, Jesus, die seun van Josef van Nazareth. Nathanael sê vir hom, kan daar iets uit Nazareth, iets goeds kom, iets goeds wees? Filippus antwoord, kom kyk, kom kyk. Okay, so wat sê dit vir ons nie? Ek bedoel, Jesus is nie herken of erken, hoekom? Die volk het nie 'n lam verwag nie. Hulle het nie 'n verlosser verwag nie, want ons is dan die Jode. Ons is die ouens wat God se wet onderhou. Ons is die nasie. Hulle het nie so iemand verwag nie. Die wet en profete en Moses sê, daar kom so iemand. Maar hierdie volk het dit nie raak gelees nie. Die Fariseërs het anders, en die hoë manne het ander uitkyke gehad. Wat het hulle verwag? 'n koning. Met 'n kroon wat hulle kon verlos van die Romeinse juk. Hierdie fit not the description. Ten spyte van die profesie, hulle het dit misgelees. Dat hy Nazareth, ja natuurlik, hy is gebore in Bethlehem, maar die skrif verwys ook in die Ou Testament dat hy van Nazareth was. Jesus van Nazareth. So, hier kom Nathanael, hy sê, wat kan daar uit Nazareth kom wat goed is? Daarop sien Jesus Nathanael na hom toe kom en sê van hom, hier is waarlike Israeliet en wie daar geen bedrog is. Nou kyk, as 'n ou vir my sê, nee, wat my nie ken nie, en hy sê vir my, hier kom ek aan en ek groet, en hy sê van, jy is die beste ou wat op die aardbodem loop, man, weet jy, ek kan so sien in jou gesig, jy's 'n great mens. Dankie, the friends forever. God sê dit van hierdie ou. Die seun van God sien hom op sigbaarde. Hy sê, hier is 'n waarlike Israeliet en wie daar geen bedrog is nie. Nathanael sê vir hom, waarvandaan ken jy my? Jesus antwoord en sê vir hom, voordat Filippus jou geroep het, toe onder die vyeboom was, het ek jou reeds gesien. Hoe kan hy nie glo in die Messias nie? Hoe kan hy hierdie ou uit Nazareth uit, wat goed kan uit Nazareth uitkom? Hoe kan hy nie op daai oomblik die openbaring kry, maar hier is iets groots by hierdie man. Hier is iets groots aan die gang. En wat sê hy? Wat sê Nathanael vir hom? Rabbi, U is die seun van God. U is die koning van Israel. Waar sal Jesus van Nazareth daai insig kry om hom onder 'n vyeboom te sien? Dit gaan oor die vyeboom. Dit gaan daaroor. Dat God ken jou binnekant. Hy ken jou, hy weet waar jy loop. As ek nou op ligte term kan sê, jy weet, dit is soos iemand wat vir jou sou sê, ja, jy kan met 'n nakom, ek weet waar jy bly. Nee. Nou in die goeie sin van die woord, die Here hy sien alles van ons. God, Jesus, al het hom nie met sy eie oë gesien nie, want hy is alomteenwoordig, maar hy moes nou daar in liggaam rondbeweeg. Maar natuurlik sien hy mos alles. Hy is mos God. En hy het vir Nathanael in die vyeboom gesien, en Jesus wil vir hom sê, weet jy wat, ek weet alles van jou af. En dit het vir Nathanael geopenbaar, dat hy hier te doen het met die seun van God, en hy bely dit, en hy openbaar dit, of hy sê dit, U is die seun van God, U is koning van Israel. Wat onthou julle wat ons nou gelees het in die begin, hoofstuk 20 vers 31. Ek skryf dit vir julle, sodat julle kan weet dat Jesus die Messias is, sodat hy die een is wat kom, die lam van God. Wat doen hierdie ouens almal? Hulle bevestig dit, wat Johannes gesê die doel van die boek is. Okay, dis nie Johannes die doper nie, Johannes die apostel nie. En hierdie ouens, hierdie gedeelte is hier geplaas in die skrif. Onder andere sou ek reken om hierdie 20 vers 31 gestaan te doen, te sê, dis die eerste verklaring, onthou nou, Johannes die doper het gesê, die lam van God, hier is die heel eerste verwysings, om te sê, maar daai man waar hy loop, is die seun van God, hier is die Messias. Nou, vandag ook, alom bekend eintlik, as jy vir iemand probeer oortuig, dis waaroor die Johannesbrief gaan oor wie is Jesus. Die ander sinoptiese evangelies gaan oor wat het hy gedoen, sy bewegings. Hierdie een gaan oor wie is Jesus, die seun van God.
Julle sal ook merk dat, ek meen, hier is nie 'n geboorteverhaal. Hy gaan en hy haak aan by waar Jesus met sy bediening begin. So, hierdie ouens kom en verklaar vir die eerste keer, na 400 jaar, of na al die evangelies, dat hier stap die man wat die Messias is. So, ek het myself in die rede geval, so wanneer mens dalk by iemand sou kom, en iemand sukkel dalk met 'n vraagstuk oor Jesus, en Johannes Evangelie is 'n goeie plek om te begin om dit aan te bied. Jy sê, as jy wil weet, as jy hierdie vertwyfeling het oor die Christus, begin bietjie hier lees. As jy nou nie sou belangstel in die geboorteverhaal, wat ook al, hier is 'n goeie plek, die hele Johannes. Veral Johannes 13 tot 18, waar hulle in die bokkamer by mekaar kom, en daai hele nagmaal, daai paar ure, met 5-6 hoofstukke wat het beslaan, wat Jesus met hulle intiem is, en hy vertel vir hulle wat gaan gebeur, hy bevestig wie hy was, en 'n maaltyd van eenheid, maar dit is soms op die kantlyn wat ek dit wil sê. Nathanael sê vir hom, U is die seun van God, U is die koning van Israel. Hoekom sê Jesus van Nathanael, hier is 'n Israeliet in die geen bedrog is nie? Natuurlik het hy seker sy goed gehad. Wie is nou vlekkeloos? Maar weet julle, onthou God sien die hart. En deur al die eeue heen, daar was nog nie 'n nuwe verbond nie. Moes die mense God se opdragte nakom. Nie koue kliniese reëls nie. Hulle het dit van dit begin maak. God sê julle die hart gemis. Wat is die gebooie vir die samevatting? Vra hy vir 'n skrifleer. Hy sê jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou naaste soos jouself. Hy sê vir mooi meneer, jy verstaan die reëls. Daar's ek het hom nou net nie by my, ek dink dit is Hebreërs 12 dink ek. Wat sê of nee Hebreërs. Paulus is in die woord, sorry. Of is nie Hebreërs. Maar nietemin hy sê hierdie goed jaag ek jaag na. Ek span my in om is nou uit my kop uit, is nou bekende skrif, maar nietemin ek span my in. Is nie Filippense nie. Of is dit? Okay, sorry. Nee, wag, is Filippense 3 vers 1. Kan ek dit lees? Dink dit is uit. Sorry man, ek is nou mos nou 'n tyd. Ek seker is Filippense 3. Dat ek hom tog nie lees. Jammer julle. Ek wil net die vers reg hê. Ja. Filippense 3 vers 12. Nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie. Hy praat nou hierso eintlik die hele agtergrond is dat Christus is werd om gedien te word, as ek dit in my eie terme sou stel. Hy sê nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, Paulus, maar ek jaag daarna of ek dit kan gryp, omdat ek ook deur Jesus gegryp is. Nie sodat ek Jesus nie. Daar's 'n groot verskil tussen omdat en sodat, in verhoudingsterme. Wat bedoel ek? Ek bring nie blomme vir my vrou sodat sy met my sal trou nie. Ek bring vir haar blomme omdat ek met haar getroud is, omdat ek vir haar lief is. Okay, hy is 'n slegte voorbeeld, want ek moet bieg, ek is nie die grootste blomme koper. Maar ek is lief vir my kind omdat dit my kind is. Ek probeer nie my kind beïndruk sodat hulle my wil aanvaar nie. So Paulus sê, ek gryp na hierdie goed. Ek gryp na die insig, die kennis, die liefde van Christus. Ek wil hom beïndruk. Omdat ek ook deur hom gegryp is. Nou, ek wil terugkom na Nathanael toe, want dit is ook 'n belangrike ding om te met kennis van neem. Hy sê vir hom, hier is 'n Israeliet en wie geen bedrog is nie. Dit wys ook net, hierdie ouens wat Jesus gesoek het, daai disippels van Johannes daar by die Jordaan, by Johannes die Doper. Hulle het erns gemaak om God se voorskrifte te wil nakom, want hulle het die ding verstaan, omdat hulle vir God lief is. Moet ons reëls nakom vandag verseker, omdat, nie sodat die ouens, daar's nie 'n sodat ek by Christus gaan uitkom nie, dis omdat Jesus gesterf het, daarom wil ek, omdat hy my gegryp het, sê Paulus, daarom wil ek. Dit is vir my maklik, om
Dis vir my maklik om my kind te gaan oplaai by die skool. Al is dit, ek kan nie hier wegkom nie, my werk, dis ou, maar dis vir my maklik om my kind te gaan oplaai. Al is dit baie moeite. Want ek is lief vir my kind. Ek wil nie dat my kind staan en wag nie. Is dit maklik om my kollega te gaan oplaai in dieselfde situasie? Nee, is my nog moeiliker. Hy moet maar 'n bietjie wag, maar ek wil nie dat my kind wag. Omdat dit my kind is. Daar's verhouding. So ek wil ons dit mooi verstaan. Hierdie ouens het dit klaar gegryp in hulle hart. Ek wil vir ons afsluit. En dan het ek nou my plekkie nou weer daarvan verloor, want toe mag ek hom nou kry, soos by Johannes 1. Jesus antwoord en sê vir hom, dis nou van Nathanael, glo jy omdat ek vir jou gesê het, ek het jou onder die vyeboom gesien, jy sal groter dinge sien as dit. En Jesus sê vir hom, hy sê vir hom, voorwaar, nou ons moet voorwaar is 'n ding wat sê, ek lieg nie vir jou nie. Jy moet hoor wat ek sê, dis voorwaar. Hy sê, hoor wat ek vir julle sê. Van nou af sal julle die hemel geopen sien en die engele van God opklim en neerdal op die seun van die mens. Lei dit 'n klokkie. Genesis 28, Jakob sê hy het gedroom en hy het gedroom van die leer en die engele op en af geklim het. Vervulling van profesie. Wat het God vir Jakob gesê met daai droom? Hy het gesê, ek sal, soos ek vir Abraham beloof het, ek sal vir hierdie volk sorg. Ek sal hierdie volk onder my vleuels dra. Ek sê dit in my eie woorde. Ek sal hulle beskerm. Ek is hulle verlosser. Ek sal vir julle sorg. Jesus sê dit. Julle sal sien hoe die hemel nou geopen gaan. Hulle het letterlik ook die engele gesien op en af. Wat sê Jesus vir hom? Hier is ek is die Messias. Ek gaan vir jou sorg. Ek gaan jou verlos. En dis met hierdie boodskap waar hierdie ouens nou die wêreld in is. Hulle is nog nie apostels nie. Hulle het eers 'n jaar en 'n half later apostels geword. Jy weet die 12 apostels. Hulle is eers geroep. Hulle was maar saam met die disippelsgroep. Totdat Jesus gesê het op 'n stadium, okay, jy en jy. So, wat wil ek vanoggend vir ons sê? Niks niets nie. Ek wil maar net vir ons beklemtoon hoe die ooggetuies hom herken het as die Messias. Uit die wet, uit die profete, uit wat Moses gesê het. Gees in hulle geopenbaar. En van daar af is hierdie paar vissermanne die wêreld in. En hier sit ons vandag. As gevolg van hulle boodskap. Wat het hierdie ouens gewys van die begin af? Johannes se disippels, Nathanael, Filippus almal. Hulle het God gesoek. Hulle het gesoek na God, na die Messias. So, om die Here te vind, moet jy soek. God kan jou laat soek op 'n paar maniere. Een gewilde een is omstandighede. Dis wanneer mense nogal na God soek, as die omstandighede nie goed hardloop nie. So moenie te vinnig, ek dink ek het dit dalk ons voorheen ook die term gebruik, maar moenie te vinnig die omstandighede in jou lewe te vinnig noodwendig te wil wegbid, of 'n ander een se omstandighede wil wegbid nie. Ek sê dit met groot versigtigheid. Ek is ook in 'n omstandigheid op die oomblik wat ek wens moet weggaan. Maar die feit is, wanneer daar omstandighede of krisis in my lewe is, soek ek op my beste na die Here. Daar's 'n verlosser wat soek. Hy het gesê, kom, volg my. Kom na my toe. Ek soek jou. So jy soek, die Here soek. En op die ou end is daar 'n mens wat ander mense moet gaan soek. Ja, die disippels het gegaan, die apostels het gegaan, die wêreld in met die evangelie om ander mense te gaan bereik. As dit nie vir hulle was wat ons gaan soek het nie, het ons nie vandag hier gesit nie. Is die evangelie nie versprei nie. Ek wil maar sê, dit is wat ek dink uit hierdie gedeelte van Johannes waar die ouens geroep is, my na vore kom. En dis my storie. Amen. Kom ons bid. Here, baie dankie dat U ons gevind het. Dankie Here dat soos Nathanael dat U ons ook gesien het waar ons sit. Dat U oog op ons is, oor ons is. Dat niks U kan ontwyk nie. Here, partykeer laat dit ons seker ongemaklik voel. Maar Here, baie dankie dat ons nie onder die oog wyk nie. Here, mag ons altyd na U soek. En daar, Here, ek weet, as ek kyk na Jakobus 1, met U sê dat die beproewing is op jou pad, sodat jou geloof getoets kan word, weet ons, Here, dis nie maklik nie. Maar mag ons die groter prent sien, om te weet, Here, dat dit gaan oor geestelike volwassenheid, omdat U getuies van U wil hê wat volwasse is,
dat U geloofwaardig gesien kan word binne in ons lewens. Mag ons verstaan, Here, dat U ook na ons uitreik as ons na U uitreik. Maar mag ons verstaan dat U eerste uitreik. Maar Here, ek wil vra dat ons regtig elkeen die vrug van die Gees sal wys en sal dra. Dat ander mense van daai vrug kan eet en vir Jesus proe. Mag ons U geloofwaardig verteenwoordig daar buite. Ek bid dit in Jesus Christus se naam. Amen.